So voorreg as ons 'n boodskap van die kinders af kry en daai liefde van die kinders af kry. Wat 'n groot blessing. Nou, ek dink so gister al aan Vadersdag en toe dink ek en ons het eintlik so 'n bietjie in die mannebediening daaraan gesels en geraak. Het ons eintlik gesê wat 'n voorreg het ons eintlik dat ons 'n pa het soos hierdie God van ons wat daar is vir jou en my. Wat daar is om ons uit te help, wat daar is om ons deur te dra, wat daar is om gebede beantwoord, wat net daar is vir ons. En ons het gesê, hoe kan mense vandag eintlik leef sonder die kerk en sonder die familie van Christus? En dis so 'n groot realiteit. Elkeen wat 'n paal aan die dood afgestaan het, weet wat 'n groot verlies dit is om nie meer daai pa te hê nie, om nie meer daai geliefde te hê nie, om nie meer daai een te hê met wie jy jou hart kan gaan deel en ek en jy het soveel meer in die Here en dit gee vir ons soveel blydskap, soveel vreugde vandag. En vandag kan jy net letterlik weer kom vashou en besef hoe kosbaar is dit om 'n pa in die hemel te hê wat omgee vir jou, wat lief is vir jou en uitreik na jou toe en wat spesiaal aan jou dink. So vanoggend gesels ons bietjie met vaders en ons gesels eintlik uit 'n totaal ander oogpunt uit. Dis 'n boodskap wat ek nog nooit gepreek het in my lewe of ooit in bediening nie en eintlik nog nooit nagedink het of eers na gekyk het rondom vaders nie. En vandag wil ek jou spesifiek bietjie gesels rondom die pa wat God gekies het om Jesus groot te maak op aarde. As ek en jy sou gekyk het na Josef, dan sou ons gesê, Here, dis 'n eenvoudige timmerman. Hoekom wil jy hom kies? Hoekom wil jy hom gebruik? Hoekom wil jy hierdie man gebruik? Ek en jy sou eerder gesê, Here, gaan kies 'n Dawid, gaan kies 'n Petrus, gaan kies 'n Paulus wat die hele Nuwe Testament omtrent gaan skryf het. Ek en jy sou gesê, Here, gebruik darm een van hierdie groot godsmanne, maar die Here kies 'n eenvoudige man. En wat nog meer skrikwekkend maak is, as jy deur die Bybel gaan lees, dan kom jy agter nêrens in die Bybel het jy 'n woord wat deur hierdie man gespreek is wat saamgevat is in die Bybel nie. Josef was nie 'n prediker nie, hy was nie 'n geweldige leier nie, hy was nie 'n groot gesiene man nie, hy was 'n eenvoudige timmerman. Met ander woorde, hy was 'n houtkapper, hy was 'n houtwerker. Hy het 'n eenvoudige mens gewees, maar tog is daar karaktereienskap by hom wat so ongelooflik groot is wat ek en jy vandag kan in ons harte neem en daar's soveel dinge wat ek en jy kan leer by hierdie man uit. En dis hoekom ek spesifiek wil hê dat ek en jy moet fokus en bietjie stil staan by Josef en die man wat hy was en die rol wat hy kom speel het. Nou kom ons kyk net gou hier na die eerste punt. Josef was 'n regverdige man gewees. As jy gaan kyk na hom, dan sal jy sien dat hy daai tyd was dit baie streng geweest. As 'n man en 'n vrou verloof was daar geen seksuele verhoudings gewees nie. Dis baie anders as vandag. Vandag kry jy dit nie meer dat 'n paartjie vir jou gaan sê ons het nog nooit saam geslaap nie. Vandag is die groot realiteit dat mense baie vinnig in 'n verhouding inspring en baie vinnig saam slaap en baie keer het die meerderheid van die paartjies wat na my toe kom en vir my sê dominee ons wil trou, dan het hulle al reeds 1 of 2 kinders of die vrou is al reeds swanger. So die realiteit is, in daai tyd was dit regtig gefondeer op die woord van God en 'n man en 'n vrou het glad nie aan mekaar geraak nie. Hulle het gewag tot die groot maaltyd, tot die groot huweliksbevestiging plaasgevind het en dan het die man vir die eerste keer by sy vrou ingegaan en die eerste keer wat hulle saam geslaap het. Nou as jy eintlik na dit gaan kyk, dan sien jy dat hier was nou 'n ding wat gebeur het. Ons weet in Matteus hoofstuk 1 dan sien jy die geboorte van Jesus en wat die engel van die Here na haar toe gekom het vir Maria gesê, jy gaan 'n seun kry en hierdie seun gaan uit die Heilige Gees uit wees en jy moet hom Jesus noem. Ons weet dat dit 'n baie heilige oomblik is, maar as 'n mens nader gaan kyk, dan kan jy eintlik sien wat se vlek en wat se klippe Maria moes gekry het rondom hierdie hele ding. En Maria het hierdie boodskap gehoor dat van die engel af wat sê jy gaan 'n kind kry en jy gaan swanger wees. Josef was nog nooit by hierdie vrou gewees nie. Dis die vrou vir wie hy lief is. Dis die vrou met wie hy wil trou en hy kry hierdie boodskap wat hy sien, sy vrou, sy verloofde, die een met wie hy paadjie wil stap, is swanger. En omdat hy 'n regverdige man was, kyk hier in vers 19 wat hy wou doen. Omdat Josef haar man regverdig was en haar nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hy hom voorgenem om in die geheim van haar te skei. So hy wou nie haar afbreek nie, hy wou nie haar naam weggooi nie, hy wou nie haar deur die modder kom sleep en sê, jy was 'n sondaar en jy het verkeerd gehandel en jy het verkeerd gedoen nie. Nee, hy kom met 'n baie mooi liefde en hy kom met 'n regverdige hart en hy het in sy hart gedink, ek gaan hierdie vrou in die geheim los omdat sy verkeerd gehandel het.
En toe verskyn die engel van die Here aan hom en sê vir hom: Josef, hierdie is nie uit 'n ander man uit nie, maar is uit die Heilige Gees uit. Sy het geen gemeenskap met enige man gehad nie. Sy is 'n maagd en sy gaan hierdie seun baar en jy moet nie van haar skei nie. En dis wat vir my eintlik so verstommend maak. Hierdie man het alle redes gehad om te sê, "I'm done. Ek gaan nie 'n ander man se kind grootmaak nie." Hy het alle reg gehad om te sê, "Ek gaan nie hierdie paadjie stap nie." Maar hy het 'n regverdige man gesien by God en deur God dat hierdie was iets uit die Heilige Gees uit en hy het gesê, "Yes Lord, ek sal hier by staan." En dit maak hom 'n besonderse mens. Ek sê baie keer vir mense, ek haal my hoed af vir 'n man wat 'n ander man se kind grootmaak. Dis nie 'n maklike ding nie. Daar's altyd konflik, daar's altyd 'n gestruweling, daar's altyd 'n stryd en hier kom Josef en hy moet 'n kind grootmaak, hy moet 'n kind leer. Dit is nie sy kind nie, dit is nie sy bloed nie. Dis uit die Heilige Gees uit, dis Maria se seun. Dis eintlik inteendeel niks van hom nie en hy kon gesê, "Here, hierdie is vir my heeltemal te groot om te dra." Maar wat doen hy? Hy sê vir God, "Yes Lord, ek sal hierdie paadjie stap." Dit wys vir my net 'n man wat regverdig is, 'n man wat reg ingestel is, 'n man wat gesê het ek sal gehoorsaam wees, maak nie saak wat nie en ek sal doen wat die Here van my sê. En wat eintlik hier uitwys is dat ons as mans regverdig moet wees. En kyk gou hier, maak ek 'n paar punte. 'n Regverdige pa doen wat reg is wanneer niemand kyk nie. Josef het nie gekom en gesê ek gaan 'n voorbeeld maak van hierdie vrou en ek gaan vir haar nou wys en ek gaan haar met klippe gooi nie. Terwyl niemand gekyk het, terwyl niemand geoordeel het, het hy nog steeds haar op die hande gedra, haar nog steeds omvou met liefde, haar nog steeds gewys en gelei en gehelp deur die hele paadjie deur. Jy kan jou indink, hy was gehoorsaam, hy was stabiel, hy was 'n liefdevolle man gewees, maak nie saak wat nie. Dis maklik vandag vir ons mans om voor mense voor te gee om 'n goeie mens te wees, om voor mense liefde te wys, om voor mense oulik te wees, maar is jy by jou huis nog steeds dieselfde man vir jou vrou? Gee haar nog steeds dieselfde liefde? Draai jy haar nog steeds op die hande of dink jy, ag niemand sien my by die huis nie, so hier kan ek nou maar byt en klippe gooi en ek kan maar afkraak en afknou en lelik wees. Josef stel ons die voorbeeld om te sê 'n man is altyd regverdig, selfs waar niemand hom sien nie. Is dit nie amazing nie? Hy behandel sy gesin met respek. Hierdie is vir my eintlik 'n mind-blowing stelling wat ons hier maak, want juis hier kan ek en jy sien dat hierdie man het nie net gegaan en gesê, Here, ek gaan nou hierdie vrou wys en ek gaan nou haar naam sleg maak nie. Hy het haar met respek behandel, hy het haar met liefde gegee, hy het haar geëer want die Here het 'n doel met haar lewe gehad. Die Here het 'n roeping op haar lewe geplaas en hy het nie teruggestaan en gesê, forget it nie. Nee, hy het opgestaan en gesê, ek sal hierdie vrou regverdig behandel, ek sal met liefde, ek sal met respek, ek sal haar ondersteun, ek sal haar bystaan. En eintlik wat hy gedoen het is in hierdie geval is hy het teruggestaan en gesê, Here, jy het hierdie vrou vir my geroep, jy wil haar gebruik vir groot dinge, jy het haar bemagtig deur die Heilige Gees om die verlosser, die Messias in hierdie wêreld in te bring en ek staan terug en ek gaan in die pad wees nie. En dit vat 'n man om dit te doen, want baie keer wil man sê, ek wil die leier wees in die huis, ek wil die hoof wees, ek gaan die reëls maak, ek gaan sê hoe dit moet werk. En hier kom hierdie man en hy sê, Here, jy het 'n groter plan. En ek respekteer u daarvoor. Hy kies genade bo vernedering. Dis maklik om 'n vrou te verneder. Dis maklik om 'n vrou af te kraak. Dis maklik om 'n vrou sleg te sê, maar hy het gesê, Here, ek gaan genade kies want u het haar geroep. U het haar bemagtig. U het 'n doel met haar lewe. Here, ek gee genade. Hy het nie van haar geskei nie. Hy het haar nie een kant toe gestoot nie. Hy het haar nie weggegooi soos dit baie sou wou gehad het nie. En hier's 'n ding wat ek en jy vandag moet besef. Jou kinders leer meer uit hoe jy leef as uit dit wat jy sê. My pa het altyd in 'n grappende wys vir ons as kinders gesê, moenie doen wat ek doen nie, doen wat ek sê. En dan het ons altyd gesê, nee, ons gaan nie doen wat pa sê nie. Ons gaan word wat pa is. En dis die realiteit van die lewe vandag. 'n Kind kyk na jou en hy leer by jou en hy hanteer sy vrou soos wat die pa sy vrou hanteer. Hy gaan sy kinders grootmaak soos sy pa hom grootgemaak het. Jy word letterlik jou pa. Hier is die groot vraag, pa,
Wat 'n voorbeeld stel jy vir jou kind? Hoe leer jy jou kind? Wat bemagtig jy jou kind om te doen en te wees? Josef het in gehoorsaamheid bo gemak gekies. Matteus 1:24 sê hy, toe Josef wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het. Nou, jy kan jouself indink. Jy ken die hele Kersfeesverhaal. Jy ken die gevare wat daar was. Jy weet dat Herodes het gehoor van hierdie koning en hy het gesê hy gaan hierdie koning uit die pad uitruim en hy die kindertjies gaan doodmaak en daar was soveel gevaar en die Here het vir Josef elke keer voorberei en vir hom gesê byvoorbeeld jy moet nou opstaan en jy moet nou gaan en jy moet na 'n veilige plek toe gaan met jou kind. En elke keer het hy nie gesê, Here, dis nie nou gerieflik nie, my vrou is ver swanger nie. Here, nee, ek kan nie nou dit of dit doen nie. Hy het elke keer gesê, yes, Lord. En dis presies die punt wat ek en jy as 'n pa moet wees, om op 'n plek te kan kom wat ons kan sê, net soos Josef gesê het, ja, Here, moet ek en jy die hele tyd sê, ja, Here. Ons is baie keer geneig om verskonings uit te dink. As Here vir ons sê ons moet nou die kar klim en ry en ons nee Here, ek het nie nou petrol nie. Nee Here, die tolhekke is bietjie duur. Nee Here, ek gaan nie nou dit kan doen nie. Nee Here, my vrou moet nou eers 'n bietjie wag. Nee. Josef het nie verskonings uitgedink, hy het dadelik geantwoord en gesê, ja Here. Hy het nie gedebatteer nie. Hy het nie uitgestel nie. Hy was gehoorsaam. 4 keer lees ons in die boek van Matteus dat Josef gehoor gee aan God se leiding. Die eerste keer was Matteus 1:24. Hy neem Maria as vrou. Hy het nie haar weggewys nie. Sy was swanger, hy het alle reg gehad, hy het haar nie weggewys nie. Hy vat haar nog steeds vir hom as vrou. Matteus 2:13 tot 14. Hy vlug Egipte toe. Toe die Here vir hom sê dis gevaarlik, neem jou vrou, gaan nou Egipte toe. Het hy haar wakker gemaak en gesê kom ons moet gaan, ons moet Egipte toe gaan. Hy het nie uitgestel nie. Matteus 2:19 tot 21 sê hy keer terug na Israel. Toe die Here vir hom sê dis veilig, jy moet teruggaan. Wat doen hy? Dadelik staan hy op. Hy neem sy vrou, hy neem vir Jesus en hy sê ons moet teruggaan Israel toe. Hy gaan Israel toe. Matteus 2:22 tot 23. Hy vestig hom in Nasaret sodat daai hele profesie in vervulling kan kom. Jesus van Nasaret. En hy gaan in gehoorsaamheid en hy vat hierdie kind soontoe. 'n Groot pa is nie een wat altyd al die antwoorde het nie, maar een wat God volg. Ons dink altyd ons as paas met al die antwoorde hê. Die grootste konflik wat ek al in my huis gemaak het, wanneer 'n man van na my toe kom met 'n probleem en ek wil haar probleem oplos. Dis die grootste stryd wat ek ooit kan maak. As hy met my kom afpak oor die werk, dan wil ek sommer haar baas bel en sê dit of dit of dit en wat maak ek? Ek maak vir haar dit nie meer veilig nie. Ek doen nie wat sy gevra het nie. Ek doen nie wat haar hart begeer het nie. Sy het begeerte in haar hart gehad dat ek net moet luister, net gehoor moet gee, net aandag moet gee. Maar wat doen ons mans? Ek's 'n man, ek's 'n fikser, ek moet dit gaan regmaak. Wat moet ons eintlik doen? Vat haar net Jesus toe. Vat jou gesin net God toe. Neem net die voorbeeld en sê, in plaas daarvan om alles te wil doen, alles te wil weet, alles reg te wil maak en elke keer 'n antwoord te gee op elke probleem wat daar in die huis is, kom eerder en sê, kom ons bid saam en vertrou God vir uitweg. Ek het al baie keer in my lewe dan sê ek vir 'n man van, weet jy wat, ek is nou gestres, ek is nou gespanne, hierdie ding maak net nie sin nie. En dan sê my vrou vir my eie preke terug en dis nou nie baie lekker nie. Dan sê sy vir my, Daniel, bid. Daniel, vertrou. Daniel, soek die Here. En dan sê Daniel, maar ek wil nie nou die Here vertrou nie. Ek wil nie nou bid nie. Ek wil nou net 'n oplossing hê. En dan sê sy vir my, nee, Daniel, bid. 'n Vrou soek 'n man wat haar sal lei na die Here toe. In die ou tyd het die ou mense altyd gesê, those who pray together, stay together. En dis 'n fundamente feit in die lewe. En dis ongelooflik belangrik. 'n Man en 'n vrou wat geen tyd saam in die Gees spandeer nie. 'n Man en 'n vrou wat geen tyd saam in gebed spandeer nie. 'n Man en 'n vrou wat geen tyd saam in God se woord spandeer nie. Wat gebeur? Hulle verdwyn van mekaar af al hoe verder en verder weg. Dis as daar 'n skeidingsmuur tussen hulle is. Hulle het niks meer in gemeen nie. Hulle harte klop nie meer vir dieselfde ding nie. Hoekom nie? Want hulle het nie 'n verhouding met God saamgebou nie. 'n Man en 'n vrou wat God saam dien, word sterker saam.
En 'n vrou se grootste begeerte is 'n man wat haar vat en sê, ek wil jou lei na Jesus toe. Ek wil jou lei na die woord van God toe. Die huwelike wat die sterkste staan, huwelike wat so groot impak maak en so mooi voorbeeld is manne en vroue wat gesê het, ek en my huis sal die Here dien. Jy kan dit duidelik sien. 'n Groot pa is nie een wat altyd al die antwoorde het nie, maar een wat God volg. Volg jy die Here? Kan jou kinders na jou toe kom en sê, my pa bid oor alles. My pa vertrou God teen volle. My pa wys ons om God te raadpleeg oor besluite wat ons neem, of neem ons besluite net omdat ons dit wil doen? Omdat ons jaloers is op ander en sien, hy het 'n nuwe kar, ek wil 'n nuwe kar hê, hy het 'n huis gekoop, ek wil 'n huis koop, hy het dit gedoen, ek wil dit doen, hy het hierdie verskriklike duur vakansie gehou, ek wil dit ook gaan doen. En weet jy wat, baie keer doen mense hierdie tipe goed, en wat doen dit op die einde van die dag? Dit maak groter finansiële druk, groter skade, en dan wil hulle God kwaadlik neem en sê, Here, maar hoekom het U dit dan toegelaat? Dis nie God wat dit toegelaat het nie. Dis binne sy toelaatbare wil gewees, omdat ons hom nie raadpleeg nie. En ons baie keer die gevolge van ons eie besluite moet neem. Dis nie 'n lekker plek nie, maar ons moet na God toe kom en sê, Here, lei my. Here, help my. Here, wys my. Josef was 'n beskermer gewees. Matteus 2 vers 13 en vers 14 staan daar, staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte. Nou as jy gaan kyk na hierdie vaderhart, hy is nie die bloedpa van Jesus nie, maar hy het hierdie kosbare vrou by hom gehad, met hierdie klein babietjie, wat hy nie eers verstaan het wat hierdie babietjie se doel gaan wees nie. Hy het nie eers begryp wat dit beteken dat hy die verlosser, die Messias gaan wees nie. Hy het net geweet dat hierdie kind moet hy beskerm, want dis God se kind, uit die Heilige Gees uit. En hy het met alles in hom hierdie kind behoed, bewaar, veilig gehou. Elke keer as God 'n opdrag gegee het. In vers 14 staan daar, hy het toe in die nag opgestaan en die kindjie en sy moeder geneem en na Egipte vertrek. Sit nie 'n mooi beeld nie. 'n Pa wat sê, ek sal beskerm. 'n Pa wat sê, ek sal jou veilig hou. 'n Pa wat sê, ek neem die kindjie in my arms, ek sal hom dra. Ek sal hom beskerm. Nie gewag tot die son opkom nie. In die nag opgestaan, sy kind geneem, sy vrou geneem en gegaan. Gehoorsaam, beskerm. Josef het nie gewag tot die oggend nie. Hy het onmiddellik gereageer. Vandag beteken beskerming om jou gesin geestelik te beskerm. Hoeveel paas doen dit nog om te sê, kom ons bid saam. My kind gaan deur 'n stryd by die skool, kom ons bid saam. In die week kry ek 'n boodskap van Luzaan wat sy vir my sê, pappa, ek skryf in een dag 7 vakke. En ek dog, hoe in die lewe? En dadelik is my reaksie, ek bid vir jou. Nie my reaksie is die skool en hulle is van hulle koppe af en ek gaan so met daai hoof nou bel en uittrap en allerhande sulke goed, maar dit gaan niks baat nie, gaan my kind in 'n toestand sit. Maar die feit dat sy na my toe kom en sê, pappa, dink aan my, en my reaksie was net, my kind, ek bid vir jou. My kind, ek gee om vir jou. My kind, ek beskerm jou. Die Here gaan jou lei. Nommer 2, hulle emosioneel veilig te laat voel. Het jy al besef hoe maklik 'n kind emosioneel seer kry? Hoe 'n kind emosioneel onveilig kan voel? Ek onthou op 'n stadium het ek nog 'n lucky meer aan my gehad en dan sal Luzaan of Josh of ander iets aangevang het en wat gebeur? Die oomblik as ek dit sien, dan gaan daai stem van Daniel. En nou eendag dis daar weer iets wat Luzaan gedoen het. Ek kan nie eens onthou wat sy gedoen het nie. En ek gaan weer met daai harde stem en ek wil vir haar sê, Luzaan, wat het jy aangevang? En toe ek dit uitsê, toe begin daai kind daar voor my net te sit en te huil. En ek besef die Here, maar ek moet met hierdie kind anders werk. Hierdie kind sal nooit haar hart met my kom deel as ek elke keer so gaan reageer nie. Sy sal nooit veilig voel nie. En ek moes vir die Here sê, verander my hart. Nou nog probeer ek om nie kwaad te word vir haar nie, of vir Josh of vir anderes nie.
Dit gebeur nog dat ou jou stem verhef. Maar ek sal na hulle toe gaan en sê ek is jammer. Ek het nie bedoel om so te reageer nie, want hulle moet veilig voel by jou en my. Is jou kind veilig? Is jou kind emosioneel beskerm? Voel hulle gerus dat hulle hart met jou kan deel? Ek het al baie keer besef dat ons eie vrou kan baie keer na ons toe kom as mans en vir ons sê, my liefie, en dan reageer ons. En ons doen goed, of ons antwoord halfhartig of kort af, en dan voel sy ook emosioneel nie veilig nie. En dan sê sy vir jou, ek kan nie my hart met jou deel nie. Daai is 'n bittere seer een. Ek en Samantha het al baie gesit en dan sê ek vir haar, wat gaan aan? Hoekom huil jy? Wat nou weer? En dan sê sy, ek kan nie met jou praat nie, want jy's vir die hele gemeente daarmee, jy's nie daar vir my nie. Dis 'n harde woord. En ek moes gaan sê en gaan leer om te sê waar ek sal stop en sê, nou stel ek die gemeente uit en fokus ek op Samantha wanneer sy emosionele veiligheid nodig het. Baie keer sal man sê, weet jy wat, ek doen alles vir my gesin, ek werk my hande af, ek gee vir hulle alles wat hulle nodig het en al wat ons op fokus is daai een, finansiële verantwoordelikheid. Ons moet sorg, ons moet inbring, maar dis letterlik een aspek van vader wees. Dis nie vaderskap nie. Ons wil so geneig wees net om te fokus op die finansies, net om te fokus op die kos, net om te fokus op dit wat ek fisies in die huis inbring. En die kinders waardeer dit en die vrou waardeer dit, maar dit bring nie vir hulle emosionele veiligheid nie. Dit bring nie vir hulle geestelike stabiliteit nie. Dit bring nie vir hulle geestelike leierskap na die woord van God toe nie. Ek en jy is nie net daar om geld in te bring nie. Ons is daar om fisies pa te wees in die huis. Ons moet grense stel. Daai is een van die moeilikste goede is om 'n grens te gaan stel vir kinders. Ek onthou as ek my kinders gaan haal en hulle kom kuier by my, dan sê ek altyd vir hulle in die kar, onthou by pappa se huis, as jy met iets gespeel het, moet jy dit gaan bære. Onthou by pappa se huis gaan jy dit of dit doen. Onthou, so is dit in my huis. Kom, want hulle moet grense hê. Kind het grense nodig. En 'n pa is die een wat dit altyd gaan stel. Hier's ook 'n grense wat ons moet stel teen sonde en verkeerde invloed te waak. Wat 'n voorbeeld stel ons? Gaan ons kinders toe en leer hulle om te sê, jy moet 'n muur bou en sê, nee, ek gaan nie in sonde val nie. Nee, ek gaan nie hierdie ding doen nie. Ek gaan nie verkeerde invloed toelaat in my lewe nie. Wat 'n invloed laat ons toe in ons huis? Dominee Hendrik Foster het eendag vra hulle vir hom en sê vir hom, hoe het hy dit reg gekry om so geweldig groot impak te maak in Henro en Denise se lewe, dat hulle die Here dien en 'n liefde het vir die Here, want baie kinders wat groot geword het in 'n pastorie, sy reaksie is, ek haat kerk, ek haat die Here en ek wil niks met die Here te doen hê nie. En dan vra mens altyd hoekom en hy het gesê, weet jy wat, dit gaan nie oor wie hy is of wie sy vrou Deleen is nie. Dit gaan absoluut oor die blote feit, wie het hy toegelaat om 'n invloed te hê op sy kinders se lewe. Want daar waar hy nie kon nie, was daar iemand anders wat gesê het, ek sal jou kind liefde gee, ek sal jou kind bemagtig in die woord van God en ek sal hom nader trek aan die Here toe. So wie braai by jou huis? Wie kuier by jou huis? Wie eet saam met jou aan tafel? Watse gesprekke voer jy? Want dis die waardes wat jy stel, dis die grense wat jy stel. Watse grappe is aanvaarbaar om met jou braaivleis vier vir jou kinders? Dis harde woorde en goed om aan te dink vanoggend. Nommer 4. Josef het Jesus geleer om te werk. Josef was 'n houtkapper, 'n timmerman gewees. En Josef het fisies gegaan en vir sy seun Jesus geleer hoe om houtwerk te doen. Hulle het hoeveel keer gesê, is hy dan nie die seun van die eenvoudige timmerman nie? Jesus was dan self bekend gewees, waar hy kans gehad het, het hy tussen die hout gespeel, was hy in die hout besig gewees, en dit kom van 'n pa wat in sy kind se lewe tyd spandeer, 'n pa wat sy kind bemagtig. Wat doen ons paas baie keer met ons kinders? Moenie my nou pla nie, ek's besig met die kar. Kom net weg hierso. Gaan pla jou ma. Nee, moenie dit doen nie. Geef vir jou kind daai tyd en sê vir hom, weet jy wat, jy het die 13 spanner nodig om hier los te maak. Jy moet saam met my hier help. Kom, gee gou vir my hierdie toelaan. Kom krap gou hierso. Kom kyk gou hierdie ding wat ek doen.
Weet jy hoe lekker is dit as jou seun die dag die spanners gaan uithaal en jy staan terug en jy sien dat hy die werk kan doen wat jy hom geleer het om te doen. Amazing hoe Josef vir Jesus geleer het. Matteus 13:55 is hy nie die timmerman se seun nie. Markus 6:3 is hy nie die timmerman nie. Jesus het waarskynlik jare langs Josef gewerk. Jesus het 3 jaar bedien, sy geestelike bediening. Hy was 33 jaar oud toe hy gesterf het. Daai eerste 30 jaar, waar was hy? By sy pa, by die hout, by die gereedskap. Watse impak kan 'n pa maak in sy kind se lewe? Watse gesprekke kan gevier word of geplaasvind tussen hierdie tyd wat jy het met jou kind? Daai tyd is so vinnig verby. Nou die dag is Josh gebore. Volgende jaar is Josh matriek, dan sy klaar met skool. 18 jaar verby, het nie meer invloed op sy lewe nie. Watse gesprekke kan jy voer as jy vir hom sê, kom ons pak gou die garage reg, kom ons werk gou aan hierdie kar, kom ons kap gou hierdie hout, kom ons skuur gou hierdie tafel af. Watse band kan jy met jou seun of jou dogter bou? Nommer 5. Josef het Jesus in die dinge van God gelei. Lukas 2:41. En sy ouers het elke jaar na Jerusalem gegaan vir die Paasfees. Elke keer het hulle afgegaan Paasfees toe. Elke keer het hulle hom gevat na die tempel toe. Elke keer het hulle hom gaan leer. Jesus was 'n klein seun gewees dat hy gesit het en geluister het en dat hy selfs begin het om partykeer lering te wou gee. Die mense het hulle verwonder aan hierdie kind se eienskap, hierdie kind se intelligensie. Dat dit eenmaal gebeur het dat Josef en Maria weggestap het daarvan, 'n dag en 'n half se reis verder en toe stop hulle en sê, "Maar waar is Jesus?" Toe sy nog by die tempel waar hulle hom gelos het. Besig met die dinge waarmee hy moet besig wees. Waartoe vat ons kinders? Baie keer in Potchefstroom het ek dit gehad in 'n gesin, dan sê die pa van op 'n Sondagoggend, "Julle gaan nie vandag kerk toe nie, julle gaan my help by die vistank skoonmaak." En dan volgende Sondag gaan sê vir hulle, "Nee, julle gaan nie kerk toe vandag nie, julle moet help om die swembad skoon te maak." En raai wat? Daai kinders, nie een van daai twee is nou al groot volwasse tieners, sit hulle voete vandag in 'n kerk nie. Hoekom? Want pa het altyd gesê, jy gaan nie kerk toe nie, jy gaan die vistank skoonmaak. Daar's ander goed wat beter is. Daar's ander goed wat belangriker is. Wat 'n voorbeeld stel jy? Maak jy tyd met God se woord? Maak jy tyd om vir jou kind te bid en te lei in godsdiens? Maak jy tyd en stel jy hom die voorbeeld wat dit is om God te dien? Bring jy jou kind saam met jou na geestelike plekke toe om saam met jou die Here te dien? Josh was 'n klein seentjie gewees. Hy was 1 jaar oud toe ek Potchefstroom gemeente te beroep was. En hy daar buite op die pastorie, baie groot pastorie daar in Potchefstroom, daar buite gestaan op die stoep. En kom staan hy so op die trappie, heel voor by die huis. En dan het Joshie begin om te preek vir daai gras. En hy het sy hart uitgepreek en dan het Joshie omgeval net daar en hy het hom doodgeslaap. En dan moes ek hom buite gaan optel en indra in die huis en binne weer kom neersit en dat hy net kon rus. Maar daai kind was elke Sondag saam met sy pa by die kerk. Lusan was elke Sondag saam met my by die kerk. En as jy gaan kyk na hulle, het hulle liefde gehad vir diens. Baie keer sal ouers my sê, my kind kan nie stil sit in die kerk nie, hy's te besig. Weet jy wat, jy kan hom leer om stil te sit. Jy kan hom wys wat dit is om die Here te dien. Ek was met 'n naalde gesteek in kerke, ek was gedreig, ek het pak slaas gekry, ek was uitgedra in die middel van die diens buitentoe en pak slaag gekry, en dan was ek gedreig dat ek moet ophou huil, want ek moet terugkom en stil wees in die kerk. Maar guess what? Te midde van al daai dreigemente, al daai pak slaas en al daai stout wees in kerk, ek is by Jesus. As gevolg van 'n pa en 'n ma wat gesê het, ek gaan jou lei na Jesus toe. Die Here het my geroep en in die bediening geplaas, nie as gevolg van 'n liefde wat ek gehad het nie, as gevolg van 'n ma en pa wat gesê het, ek gaan jou lei. Hoe lei jy jou kinders? Wat stel jy jou kinders aan bloot? Die grootste vraag wat jy vir jou kind kan vra is nie wat hy gaan eendag verdien nie, of hoeveel geld hy gaan maak nie, maar gaan hulle die Here ken?
Hierdie wêreld en al sy besittings gaan verby. Alles wat ons het gaan tot 'n einde kom. Jy kan nie jou huis hemel toe vat nie, jy kan nie jou karre hemel toe vat nie, jy kan nie jou bankbalans hemel toe vat nie. Al wat jy kan saamvat is jou kinders. En dis hoekom dit so belangrik is dat daai saad gesaai moet word in hulle lewe en in jou vrou se lewe. So man, jy is die pa, die priester en die profeet van jou huis. Ek het dit al voorheen gesê. As 'n ma die Here dien, volg 60% of 64% van die gesin. Maar as 'n pa die Here dien, is dit tot 98% toe wat volg. Pa, jou invloed is groter as wat jy dink. Die statistieke wat ek vir jou wil deel. 22 uit 24 studies wys positiewe uitkomste vir kinders met vaders wat betrokke is. 35.5 van Suid-Afrikaanse kinders woon saam met hul biologiese vaders. Net 35.5% van hulle kinders leef by hulle pappa in die huis. 64.5 groei op sonder hul biologiese vader in die huis. Kan jy indink, dit beteken meerderheid van die mense vandag in Suid-Afrika is ma en pa geskei. Vandag as jy by 'n kleuterskool is en jy vra vir die kinders wie van hulle se mamma en pappas is nog almal getroud, dan gaan jy 1 in die klas dalk hê of 2 in die klas dalk hê wat sê my ma en pa is nog getroud. Die meerderheid van daai kindertjies kom uit geskeide huise. 24% woon in huishoudings sonder enige volwasse man. Kan jy jou indink, hoekom het ons 'n probleem met mans wat nie man is nie, wat nie man up nie, wat nie leierskap vat nie, want 24% van seuns word groot sonder enige invloed van 'n pa af. Kinders met emosioneel betrokke vaders het 'n 13 tot 14% laer kans om gedragsprobleme te beleef. Het jy dit geweet? 'n Pa wat betrokke is, help sy kind al klaar met 13 tot 14% om beter gedrag te leef, om beter resultate te gee, om anders te wees. Jy hoef nie by jou kind in 'n huis te bly om 'n invloed te hê nie. Ek het nie die voorreg dat my kinders by my in my huis bly elke dag nie, maar ek het elke dag invloed op hulle lewe. Elke dag kan ek hom bel, elke dag kan ek met hom praat, elke dag kan ek belangstel in sy lewe, elke dag kan ek hom na die Here toe lei en vir hom bid en vir hom sê ek is daar vir jou, praat met pappa. Josie het eendag na my toe gekom en gesê, pappa, ek moet met jou iets deel. Pappa, ek sukkel met 'n ding in my lewe en ek dink, hier kom 'n verskriklike ding. Maar die feit dat die kind die vrymoedigheid gehad het om met my te praat en te sê, bid asseblief saam met my. En tot vandag toe kan ek nog steeds met hom praat en vra, hoe gaan dit met jou? Hou jy kop? Kan jy staande bly? Is dit alright? Hou jy nog kop met hierdie stryd wat jy mee veg? Hoekom? Want ek is daar vir hom. Is jy daar vir jou kinders? Josef se nalatenskap, hy het nooit 'n wonderwerk gedoen nie. Hy het nooit 'n boek van die Bybel geskryf nie. Hy het nooit 'n leer gelei nie. Hy het nooit 'n troon besit nie. Maar God het hom vertrou met Jesus. Waarom? Omdat God geweet het, hier is 'n man wat sal opdaag. Hier is 'n man wat sal gehoorsaam wees. Hier is 'n man wat sal beskerm en hier is 'n man wat sal lei. Hy het nie gesê hy moet 'n Superman, 'n Spider-Man of 'n Batman of 'n Wonder Woman wees nie. Hy het eenvoudig gesê ek soek 'n man wat sal opdaag, 'n man wat gehoorsaam sal wees, 'n man wat sy gesin sal beskerm, 'n man wat sy gesin sal lei. Dis al wat die Here van jou en my vra. Is jy daai man? Spreuke 20 vers 7. Die regverdige wandel in sy opregtheid. Gelukkig is sy kinders na hom. As jy in opregtheid leef, as jy in geregtigheid leef, as jy naby Jesus leef, dan kom hy sê eintlik, jou kinders sal gelukkig wees. Hoe wil jy jou kind gelukkig maak? Jou kind gaan nie onthou wat se PlayStation jy hom vir hom gekoop het nie. Hy gaan nie onthou alles wat jy vir hom gedoen en gegee het in sy lewe nie, maar hy sal onthou as jy daar was vir hom geestelik en die impak wat jy in sy lewe gemaak het. Hy sal dit nooit vergeet nie. Fokus op daai impak. Hier's vir jou uitdaging. Jou kinders het nie 'n superheld nodig nie. Hulle het jou nodig. Want eendag gaan jou kinders dalk nie onthou wat jy vir hulle gekoop het nie, maar hulle sal onthou dat jy daar was
dat jy hulle liefgehad het en dat jy hulle na Jesus gelei het. That's it. Dis eenvoudig, maar dis nie so maklik nie. Paas, kom lei jou kind na Jesus toe. En dit begin nie by jou kind, dit begin eintlik by jou vrou. Manne, man up en wees vir jou vrou daar, geestelik, emosioneel, fisies, lei haar na Jesus toe en jou kinders sal volg. 'n Pa wat teenwoordig is, 'n pa wat tyd maak vir sy kinders. Doen wat jy kan en maak daai verskil. Kom ons bid saam. Here, ons weet dis nie aldag maklik nie. Ons weet ons raak moeg, ons raak mat, ons raak uitgeput. Maar dankie dat ons kan weet dat U gee vir ons nuwe krag. Ons vlieg op soos arende. En Here, dankie dat ons kan weet dat U vir ons kom staande hou. Dankie dat U elke man kom oprig om pa te wees van sy huis, om leierskap te vat, om voorbeeld te wees vir sy kinders. Ons dink baie keer om vir ons kinders die beste sporttoerusting te gee, of die beste instrumente te gee, of die beste emosionele ervarings te gee is wat belangrik is, maar dis nie wat belangrik is nie. Om ons kinders na Jesus toe te bring is wat belangrik is, want as ons dit gaan doen, gaan ons nie net een geslag raak nie, maar ons kan 'n paar generasies raak, want 'n kind word wat sy pa is. En daarom bid ek en vra Here, dat U ons sal help om pa te wees, soos wat U dit bedoel het, om 'n Josef te wees, soos wat U 'n Josef gekies het, om 'n pa te wees. Ek kom bid en vra Here, kom lei ons, kom versterk ons, en kom verdiep elkeen van ons in ons verhouding met U, en wees ook so met ons as paas, in Jesus naam. Amen. Dankie. We're gonna worship it. We're gonna thank you. We're gonna